Shalom en goeiedag weer van ons kant. Het is lekker weer om met u te kan gesels en ons dankie vir al die positiewe en die mooi wat ons terughoor, dat Vader deur ons harte kan praat met sy woord. Ons het so tyd terug klaargemaak met die reeks oor gebed, verlede keer so 'n bietjie gesels oor 'n baie belangrike aspek van Vader se wil ook in hierdie dae van ons, om gehoorsaam te kan wees. Maar die vraag wat ons kry, en so dikwels kry by mense is, hoe ken ek God se wil? Wat is God se wil vir my? Gerry, hoe het jy geweet, toe Vader gesê het, julle moet China toe gaan? Gerry, hoe het jy geweet, dat dit die plek is waar Vader jou wil gebruik? Hoe ken ek God se wil? En ons wil vandag, en miskien meer kere, nie nabye toekoms wil ons gesels oor God se wil. Wat is God se wil? Hoe hoor ek God se stem om sy wil te kan ken? En dan ook die belangrike vraag, hoekom is dit dan dat ons nie hoor nie? Hoeveel keer vra ons en ons hoor nie? Hoor God my nie? Hoekom is dit dat ons nie hoor nie? En hierdie belangrike dinge wil ons met mekaar kom deel. In die eerste plek is dit so belangrik dat ons gesels oor God se wil vir sy koninkryk, vir sy skepping. Jy sien, daar is verskillende aspekte van die wil van God. En die eerste en belangrike deel daarvan is dat Vader 'n wil het vir sy skepping. Vader het 'n plan, 'n doel vir ons, daarom het hy ons geskep. En ons moet met ander woorde eers weer voorbegin en kyk eers na die globale plan wat God het. Want hierdie wil van God is dieselfde vir almal. Sy skep. En dit is baie duidelik in sy woord. In Genesis 1 vers 26 tot 28 sê God eintlik vir ons die wil en doel wat hy het met die skepping van die mensdom. En God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld, net soos ons. En laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee en die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde beweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar. Vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde beweeg. Dit was Vader se doel en wil vir sy ganse skepping, vir die skepping van die mens. Hy begin vir ons in vers 26 en sê, ek het die mens geskep om te lyk soos ek. God is baie duidelik daaroor, dat die rede hoekom jy hier is om sy karakter en autoriteit, om sy beeld te dra, om te lyk soos hy. Want God het die mens geskep na sy beeld. Ons moet lyk soos hy. So God se skepping, in die eerste plek die doel en rede vir ons, is om te lyk soos hy, en verder om te heers. Ons kan vir onsself vra of net hierdie wil van God wat dieselfde vir almal is, ooit deur ons nagekom word. Heers ons. Heers ons oor die natuur. Of vernietig ons dit. Heers ons oor die res van God se skepping, soos wat hy die mens aangestel het, met volle autoriteit. Dis my keuse, of ons heers, en of ons slawe is. God het ons geskep om te heers. Vader het ons nie geskep om slawe te wees van enigiets nie. Vader het ons geskep om te heers oor die natuur en om te heers as sy kinders. As ek kyk na 1 Johannes, hoofstuk 4, dan sê hy, julle vir wie ons lief is, vertrou nie elke gees nie, maar onderskei die geeste van hulle wat vanuit God is, want baie valse profete het uitgegaan in die wêreld in. Nou, dit gaan oor leringe, maar hier is ook vir my 'n baie duidelike onderskeiding wat ek moet maak. Wat is God se wil? Onderskei die geeste. Moenie enigiets aanvaar nie. Onderskei die gees om Vader se wil te ervaar. En hier is dit baie duidelik dat sy wil
is om te heers, is dat sy wil is, dat u en ek sal lyk soos hy. Dit beteken ons kan niks doen teen sy wil nie. Dit beteken ons kan niks doen wat hy nie beplan het nie. Dit beteken ons kan nie leef soos ons wil, en maar net sê, dis goed genoeg vir God. Vader het uitdruklik gesê, ons moet lyk soos hy. Hy gaan verder. Hieraan word die gees van God geken. Elke gees wat erken dat Jesua die gesalfde een in die vlees gekom het, is vanuit God. Hy gee dus vir ons rede, 'n metode om te onderskei. Dis hulle wat werklik Jesua erken as gesalfde een wie hy is. Dis hulle wat sy wil kan ken. Hier is maar net die begin van so baie dinge in die woord, waar Vader vir ons probeer leer wat sy wil is. En wanneer ons nou gekyk het na sy algemene skepping, dan sien ons maar, ons het almal dieselfde doel. Voordat ons kan gaan kyk wat Vader se wil vir my lewe is, moet ek eers verstaan wat sy wil vir ons almal is. En dit is so maklik, is om te lyk soos hy. Kolossense 1 vers 16 sê vir ons, deur hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Of dit nou trone, heerskapye, koninkryke met ander woorde, heersers of autoriteite is, alle dinge is deur hom en vir hom geskaap. Die tweede algemene wil van God vir u en my in ons lewe is dat Vader het ons geskep vir sy wil. Ons is nie hier op die aarde om geld te maak vir ons eie doel en rede. Ons is nie hier op aarde om deur mense aanvaar te word. Ons is nie hier op aarde vir ons eie doel nie. Ons is geskep soos alle dinge vir hom, vir sy doel, vir sy plan. Nee, God het nie geselskap nodig gehad nie. God het niemand nodig. Maar Vader het in sy alwetende wil, het hy gekies om die mens te skep, waarmee hy wil fellowship hê, waarmee hy wil gesels. Vader wil vir ons hierdie gesels, hierdie eenheid gee, as ons doen wat hy sê. Want sy wil is dat ons lyk soos hy. Hierdie is die wil van God vir sy ganse skepping. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, Meester en ons God, om die eer, lof, aanbidding en die krag te ontvang, want U het alles geskep en vir U plesier bestaan hulle en is hulle geskep. Dit is nie vir ons plesier nie. Ons is nie so belangrik. Vader het dit alles gemaak vir homself. Maar daar is 'n tweede deel van God se wil. As God dan al die mense geskaap het, om te lyk soos hy en om sy wil te doen, wat is dan spesifiek sy wil vir die gelowiges? Vir sy kerk saam? Want Vader het definitief ook 'n ander plan met sy gelowiges, met hulle wat dit aanvaar het om sy standaard te leef, met hulle wat dit aanvaar het om sy kinders te wees, het hy 'n ander plan. So Vader het ook 'n algemene wil, wat vir almal dieselfde is, vir sy gelowige kinders. En weer eens is dit duidelik in sy woord, en dit is waar vir alle gelowiges. As ons kyk na Efesiërs 2, vers 10, dan sien ons hierdie aspek baie duidelik. In Efesiërs 2 vers 10 sê hy vir ons, want ons is sy skepsele, wat geskape is in die gesalfde een, Jesua, vir die goeie dade, wat God van die begin af vir ons voorberei het om in te leef. Kind van God, u en ek is geskep, terwille van die gesalfde een wat vir ons kom wys het hoe, om te leef vir die goeie werke, wat Vader van die begin af vir ons voorberei het. Nee, die Bybel praat nie van ons redding. Ons word nie gered deur goeie werke. Nie deur wat jy doen sal jy ooit gered kan word nie. Sal jy ooit kan betaal vir jou sonde nie. Maar ons is geskep om hierdie goeie werke te doen as kinders van God.
Mense sê altyd, Gerrie, maar hoekom wil jy die wet nakom? Hoekom wil jy goed doen vir ander? Yeshua het ons kom red, en ons is uit genade gered, en ons het niks anders nodig. Ja, dis korrek. Yeshua het vir ons gesterf, ons het niks anders nodig nie. Maar weet jy, ek het die wet begin nakom. Ek het die opdragte van God begin hoor en doen, nadat ek kind van God is, nadat ek gered is, nadat ek Yeshua se soenoffer vir my lewe ontdek het ek agtergekom, die Bybel verwag van ons, om goeie werke, dit wat van die begin af vir ons beplan is, te doen en te leef volgens Vader se wil. So volgens Efesiërs is die eerste taak van die kerk, die hoofwerk, is om dit te doen wat Vader ons van die begin af geskaap het voor. Dan eers kan ons by die detail kom. As ons dit nakom wat Vader vir ons as kinders van God gesamentlik gegee het, kan ons eers begin gesels oor wat is God se plan vir my. Nou begin ons persoonlik kyk. Wat is God se plan vir my as individu? Hoe ken ek sy wil? Nou hierdie is waar die probleem inkom. Want u weet dat ons almal nie dieselfde roeping kan hê nie. Almal kan nie China toe gaan nie. Almal kan nie Taiwan toe gaan nie, almal kan nie Indië toe gaan nie. Almal kan nie die Bybel vertaal in ander tale soos wat Vader dit gee nie. Daardie was ons spesifieke roeping. Dis wat Vader vir ons gegee het om te kan doen. Maar voor dit het Vader dikwels vir ons gesê na ander plekke toe waarheen ons moet gaan. Ons het hierdie wonderlike voorreg gehad om Vader te dien in Europa en Afrika en in Asië, in die ganse suide van Asië. En oral waar Vader ons stuur, het ons spesifiek geweet, dis sy wil. Maar hoe hoor 'n mens dit? Hoe ken 'n mens sy wil vir my persoonlik? Elke kind van God, die oomblik wanneer ons die liefde, die omgee en die verlossing van Yeshua ontdek, wil ons iewers heen gaan. Ons wil vir hom gaan werk. Laat ons net stil sit eers. Kom ons vind uit of dit nie hier is waar hy ons wil gebruik. Wanneer ons hardloop na 'n plek toe waar ons behoefte en nood sien, kan ons baie maklike fout maak. Want ons kan nie elke nood en behoefte in die wêreld vervul nie. Maar ons kan besig wees net met dit wat God vir ons sê, dan sal ons die vrug sien. Dit is hartseer so baie keer wat ons van mense sien en hoor, wat weggaan en vir Vader gaan werk en hartseer terugkom en sonder baie vrug en seer gemaak en seer gekry. Miskien is hy een van hulle. Miskien is dit dat ons verkeerd gehoor het. Of miskien is dit dat ons nie geluister het wat Vader se stem is. Miskien was ons nie reg voorberei nie. Maar dit is nie waaroor dit vandag gaan nie. Vandag gaan dit vir ons net om eers sy wil te leer ken. Ek wil my verstout om te kan sê dat soveel mense doen dinge uit behoefte en uit nood, doen dinge omdat dit goed lyk, maar dat weinig eers by Vader gaan stil sit en sê, wat is u wil? Want het jy al ooit daaraan gedink, as ons vir Vader vra wat is sy wil, dan is dit onmoontlik om 'n fout te maak. As ek by Vader gaan hoor wat is sy wil, is dit onmoontlik vir ons om seer te kry en foute te maak, want dan is ons mos binne sy wil, en alles wat met ons gebeur, is sy wil alleen. Maar dis 'n probleem. Hoe hoor ons dit? Hoe ken ons dit? In die eerste aspek, om God se wil te kan ken, wat vir my belangrik is om met hom 'n verhouding te hê. Hoe kan ek sy wil ken, maar weghardloop vir hom? Hoe kan ek sy wil ken, en nie wil luister vir hom? Wat sal dit hom help om vir my sy wil te gee, as ek nie bereid is om dit te hoor nie? Daarom is dit baie belangrik, dat u en ek 'n verhouding het met die lewende God. In al die onderwerpe is dit die belangrikste aspek. Sonder 'n verhouding met hom is dit tog maar net godsdiens. Sonder 'n verhouding met hom is ons net besig om nog 'n God te probeer dien op ons eie manier.
Nee, hy wil dit nie hê nie. Vader wil hê, ons moet 'n verhouding met hom hê. Ek was baie jonk gewees, toe Vader vir my die les van een van die oud sendelinge in die wêreld geleer het. Hy het dit in Engels gesê, en ek gaan dit sommer so vinnig in Afrikaans vertaal. God stel meer belang in die verhouding wat ons met hom het, as al die dinge wat ons vir hom kan doen. Vader stel nie belang in die dinge wat ons wil doen nie. Vader stel belang in ons gehoorsaamheid, om sy wil te ken. So in 'n verhouding met hom, kan ek sy wil ken. Dan is ons by hierdie belangrike deel wat ons nou gelees het in Johannes 3, maar nou gaan ons na vers 21 toe. En in Johannes 3, vers 21 sê die volgende: laat niemand daarom op mense roem nie. Dis Korintiërs daar. Ekskuus. Dit was die verkeerde lees, want dit moet gaan oor liefde. 1 Johannes 3, vers 21. Was verkeerde plek. Julle vir wie ons lief is, as ons verstand wil en emosie ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Kan jy sien? As ons niks in ons siel het, soos wat die ou vertaling altyd gesê het, in ons verstand, in ons wil, in ons emosie het, niks het, wat ons aankla voor God nie, dan het ons 'n vrymoedigheid voor hom, kan ons enige tyd na hom toe kom, juis om sy wil te vra en te kry. Ons het vrymoedigheid teenoor God. Vers 22. En alles wat ons vra, sal ons van hom ontvang, omdat ons sy opdragte uitvoer en voor hom goed doen. Hoor, dit is baie belangrik, dat ek en jy goed doen voor hom. Sy wil uitvoer, sy opdragte uitvoer. Hier is die baie duidelik in die woord van God. Ons sal ontvang wat ons vra, as ons doen wat hy vra. Vader vra van ons om sy opdragte uit te voer. Vader vra van ons om te doen wat hy vir ons sê. En wanneer ons bereid is om sy wet, sy opdragte na te kom, dan sê die Bybel vir ons, hy sal ons antwoord. Hoe hoor ek sy wil? Hoe ken ek sy wil? Ek doen wat hy sê. Ek het 'n verhouding met hom, en daardeur kan ek presies hoor wat sy wil is. Vers 23, dis sy opdrag, dat ons moet vertrou in die karakter en autoriteit van sy seun Yeshua. In die hart van die saak kom dit altyd eerste, die gesalfde een, en mekaar voortdurend lief hê, soos hy ons beveel het. Hoe het ek iemand lief? Vader sê my liefde tot hom moet eerste kom. Hoe het ek God lief? Johannes 14 vers 15 antwoord daar die vraag. Johannes 14 15 sê, as ons hom lief het, sal ons sy opdragte uitvoer. Ek wys dat ek iemand lief het, deur te doen wat hy sê. Vers 24. En wie ook al sy opdragte uitvoer, word deur hom beskerm. Hy bly in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gee. En oor hierdie kan ons so baie staaltjies vir u vertel in ons. Miskien kom ons eendag daarby. So baie vertel van hoe Vader sy kinders, sodra ons gehoorsaam raak, en die prys betaal vir ons ongehoorsaamheid, en nie luister nie, en dan moet ons die prys betaal, dat hy nie altyd daar is, as ons na hom roep nie, want hy kan nie vir ons luister, as ons hom verwerp nie. Die Bybel is duidelik daaroor, dat as ons sy opdragte uitvoer, kan ons vra net wat ons wil. Maar hierdie tweede deel in vers 23-24 sê, dan sal hy ons beskerm. Wanneer ons in die sendingveld is, of wanneer ons hier by die huis is, of wanneer ons vrees vir die omstandighede en die tye waarin ons leef, weet asseblief verseker, as ons 'n verhouding met hom het, as ons gehoorsaam is wat hy sê, aan dit wat hy sê, dan sê Vader vir ons, hy sal ons beskerm. Dit wat met ons gebeur, sal nooit buite sy wil wees. Dit is hoe ons sy wil ken. Hierdie is die eerste stap om sy wil te kan verstaan en te kan ken, as ons gehoorsaam is. As daar niks is wat tussen ons en Vader staan nie,
Dan is ons vrymoedig. Dan kan ons enige tyd na ons Vader gaan en hy sal ons as sy kinders antwoord en vir ons sê wat sy wil is. Want sy wil is gesetel in sy karakter en in sy doel. Want om sy doel te bereik met ons en met hierdie wêreld, wil hy sy kinders gebruik. En om sy kinders te gebruik om sy doel te bereik, en dit wat hy wil doen, sy keuse gewees om dit so te doen. Maar omdat hy sy doel deur ons wil bereik, moet ons sy karakter en doel aanvaar om sy wil te kan ken. God is soewerein. Hy het altyd die laaste sê in alles wat ons doen of wat ons is. So wanneer ons doen wat hy wil, wanneer ons sy wil doen, dan is ons in ons skepingsdoel. Want die doel hoekom ek geskep is om te lyk soos hy. Ons is net die klei. Hy is die pottebakker. Hy is die een wat vir ons vorm, maak, soos wat hy wil, om te gebruik vir die doel wat hy wil. Die Bybel sê daar is verskillende doele waarvoor God mense gebruik. En daardie doel is wat ons probeer uitvind in hierdie kere wat ons met mekaar gaan gesels oor sy wil. En daarom is dit vir my belangrik dat ons by hierdie eerste punt begin het. Sy doel en karakter. My verhouding met hom is dit wat ek nodig het om sy wil te kan ken. God gaan nie nooit dwing. U het 'n keuse of jy God se wil gaan doen of nie. God gaan niemand ooit dwing. Dis jou keuse. Hy gaan dit vir jou sê. En as jy dit nie doen nie, hoekom moet hy dit weer vir jou sê? Die storie van die Tanak of die Ou Testament, soos baie van julle dit ken, is die storie van gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. En elke keer wanneer die volk of volkere gestraf word, sien ons dit gaan oor ongehoorsaamheid. Maar die ganse verhaal gaan oor die gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid van Israel. Hulle het 'n keuse gehad om God se wil te doen. Hulle het ook nie hoef te gewonder het wat sy wil is nie, want sy wil was vir hulle gegee. Vader het sy profete aangestel om elke keer vir hulle te kom sê wat sy wil is. Maar hulle het 'n keuse gehad. Ons sien daardie keuse. Jeremia het gekom en vir die koning gesê, hierdie is Vader se wil, maar die koning het weggevlug Egipte toe. En Vader het toe deur 'n ander land Egipte oorgeneem. En daardeur is hulle weer vernietig, omdat hulle nie geluister het. Elke een het 'n keuse of hy gehoorsaam is. Wat vandag gebeur in my lewe is reglynig gekoppel daaraan of ek God wil hoor en doen wat hy sê. Die Hebreëse woordjie waarmee Deuteronomium 6 vers 4 begin en wat reg deur die Bybel gebruik word, soma, beteken om te luister, te hoor en te doen. Dis jammer dat dit verkeerdelik vertaal was net as hoor. Dit beteken om te doen. Dit beteken om aksie by te sit by wat ek glo en dit te doen. Want God se wil is gebaseer, maar nooit teenstellig met sy woord nie. God stem altyd saam met sy woord. Daarom het hy hom vir ons gegee. So wanneer ons soek na sy wil, is dit baie belangrik dat u en ek sal verstaan, sy wil is in sy woord. Sy wil is vir ons uiteengesit in sy woord. En daardie spesifieke wil wat hy vir u en my het, kan ek by hom hoor, deur duidelik net na sy stem te luister. Twyfel u of u sy wil ken? Kom ons begin by die begin. Wat is sy algemene wil vir ons as mens? Is om ons karakter en autoriteit so te verander om te lyk soos hy. Wat is sy wil vir sy kerk, vir sy kinders? Die wil van sy kinders is om te doen wat hy sê, sodat ons sy naam groot kan maak. Dis ons almal se doel. Maar dan, wat is u spesifieke doel? En daaroor gaan ons volgende keer gesels. Sy wil
vir u lewe. Vader, maak ons gehoorsaam. Gee ons u wil. In die naam van Jesua alleen. Amen.